Welkom terug by Blitz Fokus. Ons het nog 'n episode vir julle vol nuus, 'n baie spesiale gas, ofwel ek sê elke week 'n baie spesiale gas, maar hierdie week is sy regtig baie spesiaal. 'n Boek wat ons na gaan kyk en 'n liedjie wat ons na gaan luister. So bly ingeskakel en geniet dit saam met my. Welkom by die week se Wat's Nuus. Ek het weer vir Franswa op die bank. Welkom terug, Franswa. Ja, dankie dat jy my weer eens oorgenooi het om saam met jou te kom sit op die bank. Dit is lekker om terug voor die kamera te wees. Dit is lekker om terug te wees met ons Blitz Fokus kykers. Nou, hierdie week, of althans hierdie jaar, wil ek sê, is 'n baie interessante jaar vir almal. Ons sien ons nou al die nuus wat deesdae aangaan. Dit is 'n bedrywige jaar. Almal is te bedrywig. Hulle oordoen dit hierdie jaar. Hulle moet vir my rustig raak. Ons is nou maar net eers in Maart. Ek Daar's stem nog 9 maande. Ek stem saam. Maak vir jou 'n koppie chocolate, sit voor die TV. Raak rustig asseblief. Maar iets wat in vandag se koerant, nee, dit was in Vrydag se koerant, Laasweek se koerant, ja. Laasweek se koerant. Het hulle gepraat dat hulle die content creators gaan begin, hulle moet begin belasting betaal. Ja. Ek weet jy's baie passievol daaroor. So wat in jou opinie, wat het jy te sê daaroor? Okay, daai is 'n redelik interessante storie vir my, want die ding is, Namara het nou besluit, content creators is nou nie tax exempt nie. Ek is nie seker wat dit is in Afrikaans nie, maar in ander woorde, hulle moet tax betaal. Wat my pla oor die storie is, Namibië het nog nie die infrastruktuur om toe te laat ons content creators betaal word nie. Daar's nie goed soos PayPal en goed soos dit werk nog nie in Namibië nie. Ja. So, ons kan nie eintlik geld maak daaruit nie. Tog moet ons die government betaal. Ja. So, sê vir my, wat dink jy daaraan? As iemand wat buite staan van die content creation wêreld en goed, nee, wat dink jy daaraan? Ek dink, soos ek het nou verstaan en wat die reëls en alles rondom dit is, in my opinie is dit, as die government wil hê, hulle moet tax betaal, dan moet hulle 'n budget hê, in die government budget moet hulle kan soos help daarmee, ja, hulle kan allokeer en help daarmee, en ook hulle moet al die infrastruktuur in plek het, van hulle kant af, voordat hulle kan sê, okay, maar nou nodig ons geld van jou af. Want as jy nie daai infrastruktuur reg het, dan kan hulle nie eintlik geld inbring nie, so jy kan nie van hulle verwag om dan nou, want hulle moet regtig hard werk, om by R100,000 'n jaar uit te kom, as 'n content creator in Namibië. So, hulle moet eers daai hele situasie uitsorteer, voordat hulle kan enige demands maak, volgens. Kyk, ek sê 100% reg saam met jou daar, want ja, dis 'n interessante storie hierso. Nee, ek dink hulle jump so 'n bietjie hulle gaan so 'n bietjie vooruit, hulle moet net 'n bietjie terugkom en die fondasie bou, waar mense eintlik 'n loopbaan kan bou op content creation, of aanlyn wees, of videogames aanlyn speel, of enige sulke goed wat nie die half normale loopbane is, as mense dit so kan sê nie. Ja. So, dis my 2 sent daarop. Ja, ek sê 100% saam met jou. Hoe verwag jy iemand moet tax betaal as hulle nie kan geld inkry deur die ding wat jy probeer tax nie? Dis kom ons los daai situasie. Dit is lank 'n bietjie te ernstig daar. So iets opwindends wat hierdie week is bedrywig vir die konsulkultuur afdeling van hierdie land, Hierdie jaar lyk my dit gaan bedrywig wees. Ja, maar hierdie week spesifiek. So die 10de, die 10de nie. Ons is nou hier amper by die 10de. Die 12de en die 13de is dit die woordfees, die FNB woordfees. So dan is dit, ek het dies wat laasweek ingeskakel het, ek het met Stephanie Baartman gesels oor haar toneelstuk Woord. Sy het so 'n een-man kabaret wat sy optree. So dit tree sy die 12de by in Windhoek op by die Eros skool, en dan die 13de in Swakop. Okay. As ek dit reg het. Okay. Of dit is dan die 13de en die 14de, maar dit is die einde van die week. Ja. En ongelukkig is ek by Napso Atletiek, so ek is so hartseer dat ek dit nie kan bywoon nie. Ek sal maar vir iemand moet sê, hulle moet vir my so 'n sneak video neem. Nee, moenie dit asseblief doen nie. Moet dit nie. Ja, asseblief. Moenie daar rond sneak nie.
asseblief. Maar so daarvoor is ek baie opgewonde. Hulle het regtig baie moeite ingesit in dit en sy het al menigte pryse en toekennings daarvoor gekry. So as jy jouself 'n guns wil doen, gaan kyk haar eenman kabaret hoort. Ek dink dit gaan fantasties wees. En dan nog 'n kuns en kultuur ding, dis 'n bietjie meer vir almal in Namibië, is die Namibiese die Film Week wat aan die gang is. Ek het al daarvan gehoor. Ja, so dit is nou ook die 12de tot die 15de en dan dis maar net 'n groot feesviering van Namibiese films. Daar gaan werkswinkels wees oor soos skiet van films, komposisie, you name it van 'n film, hulle gaan 'n werkwinkel daarvan aanbied. Okay. En dan ja, daar's iets soos 10% van die films wat deur hierdie week nou gaan gewys word is reg Namibies, soos hulle is home shot. Okay. So ek dink dis baie goeie blootstelling vir Namibiese filmmakers want as 'n mens kyk na Suid-Afrika, hulle is net nie naby maar hulle die kwaliteit en goed van hulle flieks en die kwantiteit is baie hoër as hier. So ek dink dit is fantasties dat hulle hierdie platform gee vir Namibiese flieks en dokumentêre en al wat 'n ding is wat gewys kan word vir die publiek. So ja. Dit So lyk my hierdie jaar hy begin sterk vir kuns en kultuur. Ja. Hulle het die woordfees ook altyd bietjie later in die jaar gehad, maar hulle het gesê nee, hulle gaan die jaar afskop met 'n bang en dan Praat van woordfees. Ek voel ons moet teruggaan na laas jaar se woordfees toe. ek moet sê, ek was uit die land uit. Ek weet nie wat in laas jaar gebeur het woordfees Laas nie. jaar se FNB Ja. woordfees. En julle kykers sal onthou, want ons het 3 weke stryd van Spoegwolf gehad. Ek het van hierdie Spoegwolf legende in hierdie ateljee gehoor. Ons het dalk 'n paar idees vir jou wat ons gehad het. Dis ons het die een week het ons 'n soort van 'n kompetisie ding gehou saam met Republikein en Klets waar ons dan nou die fans inbring en toe moes hulle vra antwoord en die wenner het tickets gekry. Ons het 'n Vmix onderhoud met Dani du Toit gehad terwyl hy nog in Suid-Afrika was besig om reg te maak. Anne-Marie, dit moes met hom Anne-Marie gedoen. Sy was Duine gehad. opgewonde. En die laaste week, na hulle show, na hulle groot show en alles, toe is ons in hulle dressing room, Ja. kamera opgestel en ons het ons eindonderhoud net daar. Jesusie, so 3 weke van 3 weke van stryd. Spoegwolf. Jesusie, ek het daarom nou een baie goeie episode met Stephanie Baartman. Ek gaan hom nou nie 'n 3 weke uittrek maak nie. Maar tensy mense nou die stukkies van die toneel dalk gaan opneem, maar ongelukkig gaan ek nou nie in die dorp wees nie. Maar ja, so dit is hierdie week 'n week van kuns en kultuur en 'n bietjie 'n verandering vir die digital creators. So Ja. ek hoop regtig nou 'n week kan daai uitsorteer. Nou, kom ons verander so 'n bietjie aan die laaste punt wat jy gebring het. Kom ons bespreek daai so 'n bietjie. Hierdie filmweek, né? Wat is dit? Ja. Ja, filmweek. Gaan jy daar wees? Nee, dis in dieselfde week as wat ek by Napso Atletiek moet wees. Nou, hoe lank is nou so atletiek? Dit is 2 dae, maar jy weet mos jy moet nou daartoe ry en dan is dit die dag en dan nog 'n dag en dan moet jy terugry. So dit raak 'n 4 dag situasie vir 'n 2 dag geleentheid. Nee, want ek dink dit sou nogals lekker wees as Blitsfokus daar kon wees. Want ek meen, ons is mos nou 'n show ook. Ons doen ook editing, ons doen ook presenting. So, dalk ek weet nie, dalk stuur ons MMO Jonathan om daar 'n bietjie 'n werkswinkel te gaan bywoon of so. Ja, ons moet maar 'n bietjie gaan bespreek om hom te stuur. Ja. Julle kan net nie sien nie, maar hier agter die skerms is daar groot teenkanting. Hy het nie tyd vir dit nie. Ja, nee, die jaar is dalk interessant, maar die werk loop. Definitief. Die werk loop, maar. Ja. François, dankie. Baie dankie. Ek gaan jou definitief weer vra, so jy hoef nie heeltemal baie van dit sê nie. Jy kan net sê tot volgende keer, saam met my. Tot volgende keer. Totsiens. Welkom terug Blitsfokus kykers. Ek is vandag so opgewonde vir my gas.
ek is saam met my beste vriendin vanaf ons 12 jaar oud was, Shanay Burger hierso. So baie welkom Shanay, baie dankie dat jy saam op die bank sit vandag. Ja, baie dankie dat jy my gevra het om hier te wees. Ek is opgewonde. Jy het vir my van waar ek sit so 'n interessante lewe daar. Onder andere reis jy die wêreld vol, jy sien nuwe plekke. Maar ek is so bly dat jy so 'n bietjie teruggekom het en bietjie by ons te kuier. En ek hoop jy kuier vir 'n rukkie nog. Maar ek gaan sommer inspring en vertel ons, want jy werk op die skepe. Ja, ek werk op die skepe. So vertel net vir ons so 'n bietjie kortliks wat jy doen presies op die skepe en dan ook wat was die proses van voordat jy nou op jou eerste skip kon klim en daar kon werk, wat was daai hele proses? Okay, wel ek persoonlik werk in die kunsgalery op die skip. Dis nie op elke cruise line nie. Ons is 'n derde party op die skepe. Vreeslik lekker, ek geniet dit. So ons is maar aan die verkoop kuns, ons het soos ons het auctions wat ons doen wat baie interessant is. Maar waar dit begin het is ek het maar ook maar word of mouth soos by iemand gehoor en ek het op die webwerf gegaan en opgesoek en my application gedrop. Toe het ek eers 'n onderhoud gehad en met die onderhoud het hulle 'n paar goedjies gevra en dan moes jy goed voorberei vir jou tweede onderhoud en daarna het ek hulle doen of in persoon soos opleiding of hulle doen aanlyn opleiding. Ek het die aanlyn opleiding gedoen want dit was soos basies nog in 'n tyd van COVID of net na COVID. En toe en as jy 'n sekere prestasie bereik of so, dan gaan jy na jou eerste skip toe en jy doen dan as jy op die skip kom kry jy baie meer opleiding as ek dit so kan stel, in persoonopleiding. Okay, so dan gaan jy eers nou op die skip en dan lei hulle eers nog so 'n bietjie op voordat hulle nou sê okay, jy's nou reg om op jou eie bietjie te doen of is dit maar deurentyd jy begin basies werk, maar jy kry daai in persoonopleiding dan op die skip. Maar dan voor dit alles gebeur moet jy ook hulle stuur vir jou 'n klomp dokumente deur wat hulle van jou kant verwag, hang van skip na skip waar jy gaan, maar dan doen jy ook jou medicals. Ons as Namibiërs moet Suid-Afrika toe gaan daarvoor en dan doen jy aansoek vir 'n C1D visa. Dit is soos 'n in-transit visa wat beteken jy skuif rond. Ja. Okay. Ja. En dan hoe lank het hierdie proses omtrent gevat? Vanaf jy nou besluit okay, hier is jou aansoek wat jy nou ingestuur het totdat jy op jou skip geklim het. Dit is so om en by ek sal sê 4 maande. Okay, so dit is nogal so redelik rukkie. Dit is 'n tydjie, ja. So ek sal sê as jy 'n tans werk het, hou maar nog 'n bietjie aan. Okay, en die opleiding, ek sê jy het dit nou aanlyn gedoen. Dink jy dit is iets wat hulle kan doen terwyl hulle nog werk as hulle besluit hulle wil van werk verwissel? Definitief. Dit hang nou maar af net van tyd, want ek meen hulle is Miami time. So daar is 'n 6-7 ure verskil tussen ons. Maar ek weet daar was ander mense wat nog gewerk het. As jy darm flexible ure het, maak dit bietjie makliker, maar definitief. Want jou plasing gebeur nie so vinnig nie. Party mense was in 2 weke geplaas na die tyd, party mense was 'n maand. Ek was byvoorbeeld 'n maand na die tyd geplaas. So tegnies sê net maar dan 4-5 maande vandat jy begin tot jy op 'n skip is. Okay. Ja. En vat ons 'n bietjie deur hoe lyk jou alledaagse lewe? Dit nou jou werksdag. So wanneer jy opstaan, hoe lyk jou dag? Okay, so ek sal dit in 2 deel. Ons het 2 verskillende dae. Jy het ons noem dit Port Day en dan Sea Day. Nou, Port Day is soos dis wanneer ons gaan dok op soos by 'n plek en die mense kan van die skip af klim. Nou, omdat ons baie met mense te doen het en dis maar 'n verkoopsbedryf, doen ons nie so baie op 'n portdag nie. So ons het redelik dan in die oggend tyd vir jouself, hang af of jy jou span wil training doen en of jy saam iets as 'n span doen, maar ek sal gewoonlik opstaan, bietjie in die kamer wees, kyk of ek huis toe kan bel, want daar is 'n verskil, en dan sal ek ook bietjie gym toe gaan, en dan later gewoonlik hier van 3:00 die middag af begin ons werk. Daar is bietjie goed wat behind the scenes gebeur, wat jy nou maar op die laptop moet doen of so dit doen jy in jou eie tyd. En dan 'n C-dag is elke dag vir ons 'n auction dag. So dit begin vroeg in die oggend, hang af van jou skip, partykeer 4:00, 5:00 in die oggend en dan jy kan enige 10 tot 14 ure daar hê. Maar dan doen jy die auction en na die tyd sit jy met die mense en die kuns wat hulle gekoop het en jy kry hulle details en wat. So dit is nogal lank daar op partykeer. Veral 'n C-dag. Anders is dit is ons redelik gemaklik, ja. En dan as jy ook hierdie port daar het of so, het jy dan ook so aftye tussenin wat jy nou kan sê maar nou as jy, ek weet jy was al in Griekeland, as jy by Griekeland stop, is daar 'n sekere tyd dat hulle sê okay, vandag kan die crew almal gaan explore of so. Dit werk bietjie anders van departement tot departement. Soos ons is gewoonlik, soos ek sê, wanneer die gaste af is, het ons redelik aftyd. So ek kan dan afklim. Ons wag gewoonlik vir meeste van die gaste om af te klim en dan jy jou tyd om af te klim. Jy moet net doodseker wees jy kom terug voor daai skip gaan want hulle gaan vir jou daar los. Ja. So tydhou is belangrik. Tydhou is baie belangrik. Ja, time management. Wat sal jy sê is die
is soos die vaardighede of die life skills wat hierdie werk op die skepe vir jou geleer het, wat jy sal sê is belangrik? As ek dit so kan stel in die werk self wat ek doen, vreeslik baie geleer oor management en hoe om met mense te werk en net I mean like guest management, as ek dit so kan stel, soos client service, as ek dit is maar dit. En dan buite die werk op die skip kry ons verskriklik baie opleiding oor crowd management en crisis management en ek was in die water en met 'n boot oortrek en omtrek en inklim en vuur blus en al sulke tipe dinge. So dis maar klein life skills wat jy saam met jou vat. Maar jy doen leer baie. Jy word 'n baie selfstandig mens, as ek dit so kan stel. No. Ek kan net dink met soveel maande wat jy weg van jou half soos direkte ondersteuningsnetwerk is dit nogals. Ja, dit is nogal baie keer 'n bietjie 'n ander situasie. Ek vir my in 'n manier was dit dalk makliker. Ek was uit die ouderdom van 16 was ek al basies uit die huis uit. So dit was maar net iets anders. Dis net daai tyd gaan jy elke 3 maande huis toe. Nou is dit elke 6 tot 8 maande wat jy huis toe gaan. So maar ag wat. Ons doen dit lekker. Ja. Wat van die werk, ek weet almal het altyd hierdie idees van 'n werk om as hulle ingaan wat om te verwag en so, maar wat van jou tyd of kom ons sê daai eerste kontrak wat jy op skip wat van die werk het jou vreeslik verras wat jy gedink het nee dis nie deel van dit nie of so 'n situasie. Ek dink baie keer as jy aansoek doen om op 'n skip te gaan werk, al wat eerste in jou kop opkom is travelling. Soos jy wil reis en jy wil die wêreld sien en al sulke tipe dinge. Wat daar is, dit gebeur, maar jy werk nogal baie. Ek dink dit het my geskok oor baie keer die ure wat jy doen. En maar net dit is 'n baie vinnig lewe. Soos alles is vinnig. Jou tyd op 'n skip is omdat jy so min aftyd het baie keer, is dit baie precious. So jy moet alles so vinnig as moontlik doen baie keer en net om daai ekstra tyd te hê. So ek sal sê die baie vinnige lewe. Ja, dis 'n baie vinnige lewe. Dit het my nogal geskok, maar jy weet, mense pas ons as mense pas baie maklik aan. So dit is my een van daai dinge. Jy het genoem en jy van die terugvoer wat ek van jou kry, die een en whenever ons gesels, het ek so die foto's gekry en so wat sal jy sê is jou gunsteling land wat jy besoek het? Land, ek sal nie sê dis dalk my gunsteling land nie, maar plek in die wêreld en die plek wat my hart gekry het was Alaska. Ek het al 2 keer teruggegaan so toe en die natuur, die mense, die maniere hoe hulle dinge doen, hulle lewe is soveel anderster, dis soveel rustiger, maar die natuur is net, ek kan dit nie regtig in woorde sit nie, jy moet dit self kan beleef, dis iets anders. Ek grap altyd en sê, my pa hy sal in 'n heartbeat sien toe trek, so ek moet dan vir my huisie daar koop of iets. Een van daai lekker log cabins. Definitief, nee, dit het my hart gevang, Alaska. Ja. En daarna, ek het Griekeland en Kroatië ook gedoen. Kroatië is baie mooi. En dit is vir so half polar opposites van die tipe mense wat daar is en heeltemal en ook die anders. natuur en die kultuur en ja, dit is heeltemal alles anders. Dit is definitief 'n pluspunt in my lewe. So, ja. En dan ons het so 'n bietjie gepraat oor jy wat nou al so van 16 af uit die huis het was toe jy op skool in die koshuis was en so. Maar in so 'n besige lewe op die skip en in die feit dat jy half elke kontrak nuwe mense ontmoet en so, hoe hanteer jy daai as jy terugverlang na huis toe of terugverlang net na jou close-knit vriende of hoe hanteer jy daai situasie? Shit, dit is bietjie moeilik. Ons het gelukkig internet en jy kan huis toe bel en al sulke tipe dinge, maar soos ek sê die lewe is baie besig. Jy het nie altyd tyd om daaraan te dink en so nie, maar ek is in elke persoon se lewe en dinge is anders. Ek is baie gelukkig met my familie en die vriende wat ek het, dat hulle weet ek is besig. So as ek net een keer elke 2 weke iets sê, we just pick up where we left off, you know. Ja. So ek is baie gelukkig in daai manier, maar ek dink ek is al so gewoond daaraan, dat dit is half net deel van my lewe. Dis nou 4 jaar? Ja, amper Junie is dit 4 jaar. Dis is omtrent lank. Tyd, ons stap nou aan. Ja, nee, maar dit gaan so vinnig. Ek het nie eers besef ek het al soveel kontrakte gedoen nie. Ja. En dan vir enigiemand wat nou wil besluit, okay, hulle wil of dalk dit oorweeg as 'n opsie vir 'n loopbaan om te volg, enige raad wat jy vir hulle wil gee as dit nou kom by die aansoekproses, wat hulle kan doen om uit te staan, maar ook soos net lewe op die skip, enige raad wat jy vir iemand kan gee?
Die ding is, daar's soveel om op die skip te doen. Daar is nie net die lyn waar ek in is nie. Daar's nie net verkope nie, daar is engine departments, daar's hospitality, daar's dit, is dit. Jy moet maar mooi gaan sit en dink waarin jy belangstel. Wil jy met mense werk? Wil jy 'n entertainer wees? Daar's soveel wat jy kan doen. En dan sal ek sê Google Cruise Lines. Daar gaan soveel verskillendes opkom en op elke cruise line het hulle op hulle webwerf waarvoor hulle presies soek, wie hulle soek. Hulle hele aansoekproses gebeur net daar op die webwerf. Hulle vra vir jou presies wat hulle wil hê, die onderhoud, alles wat jy nodig het. So ek sal sê gaan sit en dink 'n bietjie oor wat jy wil doen, wat in jou lyn van dinge is. Dink wil jy meer travel, wil jy meer experience opbou, is geld wat jou dryf? Ek weet dit is mos nou maar een van daai dinge. Ja. En dan as jy die klomp verskillende cruise lines kyk, hulle sit ook daar wat hulle policies en procedures is, so wat die gemaklikste vir jou voel is waarvoor jy moet gaan. Maar ek sal sê probeer aansoek doen by 3, 4 van hulle en dan jy never know. Ja. En dan eventually sal iemand dit dan nou. Ja, so dit is letterlik op die webwerf, dan sê hulle vir jou wat hulle presies voorsoek, of wat se posisie hulle soek, en as dit is iets waarna jy dan apply vir dit. Jy stuur jou CV, al die dokumente wat hulle vir jou vra en al sulke goed, en gewoonlik is al hierdie prosesse, jy cover dit aan jou kant, die geldsgewys, al die kostes, en dan sodra op die skip begin, dan word dit vir jou gereimburse. Okay. Want hulle, okay, dit maak sin. Ja. Dit was so vinnige onderhoud, maar baie dankie. Ja, enigstens. Dit was lekker. Kykers, ek hoop julle het baat hier uitgevind. Ek hoop dit was vir julle interessant. As julle enige ander vrae het, ons sosiale media platforms kan julle opgaan. Stuur 'n vraag daar, ek sal hom aan Janay aanstuur. En ja, geniet die res van die episode. Welkom by Voor in die Koor, waar ons die gevoel en betekenis agter liedjies en die kunstenaars daar agter bespreek. Die liedjie Somersoet deur die Landry gaan oor die eenvoudige, sorgvrye geluk van 'n somervakansie in die Kaap saam met iemand vir wie jy lief is. Die lied beskryf hoe alles lig en maklik voel wanneer jy saam met jou geliefde weg is van die alledaagse lewe. Daar is net sonskyn, warm dae en lekker tye sonder stres of probleme. Die fokus is op klein, mooi oomblikke, saam lag, tyd by die see of in die son deurbring en net plesier het en die vakansie geniet. Die atmosfeer van die lied is vrolik en romanties. Dit wys hoe liefde en 'n vakansie saam 'n gevoel van vryheid en geluk kan bring, waar dit voel asof die wêreld vir 'n rukkie net uit sonskyn, musiek en plesier bestaan. Dit wys hoe lekker dit is om net die oomblik te geniet, te ontspan en somer saam met jou geliefde spesiaal te spandeer. Dankie dat julle saam met my geluister het na Voor in die Koor. Gaan soek gerus die nuwe liedjie van die Landry op en luister self daarna. Welkom by Nuut op die Rak, waar elke week 'n boek vir ons 'n nuwe wêreld oopmaak. Die week se boek is Cabin Fever, geskryf deur Michael Smith en Jonathan Franklin. Cabin Fever vertel die aangrypende verhaal van die cruise-ship MS Zaandam wat in Maart 2020 uit Buenos Aires, Argentinië vertrek het net voordat die wêreld weens COVID-19 begin sluit het. Aan boord was ongeveer 1200 passasiers, meestal ouer as 65, saam met 600 bemanningslede. Baie van hulle het geglo 'n vakansie op see sou 'n veilige ontsnapping wees van 'n groeiende viruskrisis. Binne 'n paar dae begin mense egter siek word. Soos die pandemie wêreldwyd versleg, sluit hawens en weier lande om die skip toe te laat om vas te meer. Met slegs 2 dokters en min mediese voorraad met die bemanning en passasiers 'n gevaarlike en onsekere reis trotseer terwyl kos en water begin min raak. Cabin Fever is 'n boeiende, verhalende thriller wat lesers agter die skerms van die skip se komplekse werking neem en onderdek in die persoonlike lewens van passasiers en bemanning wat onvoorbereid betrap is op die dodelike beproewing wat voorlê. Die verhaal volg verskeie mense aan boord, 'n afgetrede man wat Machu Picchu wil sien, 'n Argentynse sielkundige wat haar verjaarsdag vier en 'n Indonesiese bemanningslid wat sy familie ondersteun. Dit is 'n dramatiese verhaal van vrees, moed, deursettingsvermoë en menslike goedhartigheid tydens 'n wêreldkrisis. Dit was die einde van Nuut op die Rak. Ek hoop dit het jou geïnspireer om hierdie week 'n nuwe boek oop te maak en daarin te verdwyn.
En so kom ons aan die einde van nog 'n episode van Blitz Fokus. Ek hoop julle het dit saam met my geniet en ek hoop dit het julle geïnspireer om 'n nuwe boek oop te maak, 'n nuwe liedjie te luister en hierdie week net te geniet.